my elke asemteug. Jesus kom vat beheer. Hier is my hart oorgegee. My pa het baie diep spore in baie lewens en harte getrap. Hy sal onthou word vir die tipe mens wat hy was, sy omgee hart, sy helpende hand, raad en leiding deur die lewe. Vir een ding is ek so dankbaar, dat ek my pa se hart kon raak sien en koester, van die seer en die pyn die laaste paar jare. My pa was nie 'n maklike mens nie. Hoe ouer hy geword het, hoe sagter het sy hand en sy hart geraak. Sy hart was groot genoeg vir ander mense. Pa het ons geleer om nooit moed op te gee. Moet nooit ophou goed doen vir ander mense nie. Gee altyd met 'n oop hand, het hy gesê. Ons het soveel memories opgebou, die laaste paar jare saam met hom. Die saamlag, die 2 uur koffies in die oggende, dan die Margriet en beskuit. Ek het baie pyn en hartseer gehad. En dit kon ek in sy oë sien. Ek het dikwels gewens ek kon daardie pyn vir hom gedraai. Wat soos golwe oor my spoel, my wese verlang om by U te wees. Sitska, Sirika, en Zoya. Mama weet, dit was nie maklik vir julle gewees nie. Julle het mama gedra, mama bemoedig. Wanneer dinge te veel geraak het, was julle daar vir ons. En ek wil uit my hart vir julle baie dankie sê. Saukie, my man. Ek wil vir jou sê, dankie vir alles wat jy vir pa gedoen het. Vir jou was dit nooit te veel nie. My pa het altyd geglo. Hy het die 4 mooiste dogters. Ek wil vir julle elkeen 'n herinnering gee, wat julle sal onthou van die saad wat pa in elkeen van ons geplant het. Dis 'n oorleefboom vir elkeen van julle. Die boom se betekenis is a quiet strength that lasts of generations, deep-rooted and resilience. A legacy endures, a life deeply rooted continuously and shelter others. Dawid het gesê, die Here is my herder. Dit is 'n persoonlike verhouding. Dit is nie 'n godsdienst nie. Dit is nie 'n tradisie nie. Dit is nie net kerk toe gaan nie. Dit is om aan Jesus Christus te behoort. En dit was die hart van Oom Kaloep se lewe. Ja, Oom Kaloep was lief vir sy kerk. Hy was lief vir God se mense, maar bo alles was hy lief vir sy herder gewees. As dit dan nou iets is waarvoor ons Oom Kaloep altyd dankbaar sal wees, dan is dit dat ons elkeen van ons telkens herinner het om getrou te wees aan die Here. Hy het verwag dat ons die woord moet verkondig, tydig en ontydig. Toe Oom Kaloep sy laaste asem uitgeblaas het, was hy nie alleen gewees. Die herder wat hom sy hele lewe lank gelei het hom ook deur daardie dal gelei, soos wat Dawid sê.
Ongeloop het gedink, hy wag vir môre. Maar God het reeds die ewigheid vir jou en vir my en so ook vir hom voorberei.